Ek is nie so goed met geskiedenis nie. Waarskynlik omdat dit baie leerwerk gevat het op skool. Maar pionierstories is altyd iets wat my interesseer en inspireer. Die Christendom het in Suid-Afrika gekom deur Europese settlers en sendelinge in die 17de eeu. Hoofsaaklik deur die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie in 1652. 'n Datum dink ek wat die meeste van ons sekerlik ken, né? Die eerste ou wat hier aangekom het, een van die vroeë sendelinge, George Smith, het in 1737 die Christendom verder begin vestig in ons land. Dit is toe dat die Nederduits Gereformeerde Kerk prominensie begin verkry het en eksklusiewe regte vir publieke aanbidding tussen al die settlers gevestig het. Later het alle ander Christen denominasies, soos byvoorbeeld die protestantse en katholieke sendelinge van verskeie Europese lande ook in ons land aangekom. En vandaar natuurlik die diverse godsdienstige landskap wat ons vandag in ons land het. Dit het dan ook so gebeur dat gemeentes wat reg oor die land tot stand gekom het, kon vrywilliglik aansluit by 'n denominasie of 'n kerkverband. En so het baie gemeentes ook vrywilliglik deel geword van die Nederduits Gereformeerde Kerk in ons land. Maar oor die afgelope klompie jare het teoloë en predikante in die NG Kerk uitsprake begin maak, wat soms teenstrydig is met Bybelse waarhede, wat net deur sommige gemeentes in die land bevraagteken is. Dit het voorgekom of kompromieë met Bybelse waarhede, kompromieë al hoe meer gemaak is om net almal in die kerk, in die NG Kerk gelukkig te hou. Nadat die algemene synode van die NG Kerk egter in 2019 'n besluit geneem het wat groot opspraak verwek het, het baie gemeentes in die kerk standpunt begin inneem oor Bybelse waarhede. Soos 51 ander gemeentes op hierdie stadium in die land, het hierdie gemeente ook vrywilliglik weer verband met die NG Kerk probeer opskort. En dit het duidelik geword dat die NG Kerk nie die opskorting van verband gaan aanvaar nie. Maar soos u bewus is daar reeds 'n besluit geneem deur die leierskap van Ermelo-Oos om finaal te disassosieer met of te bedank uit die NG Kerk in Suid-Afrika. Dit nadat Ermelo-Oos gemeente eintlik reeds al sedert 2020 bande verbreek het met die kerk. So, dit net ter agtergrond wat hierdie gemeente aanbetref. Ons het intussen by 'n ander kerklike netwerk ingeskakel. En vandag se boodskap in die lig van die kerkwoelinge die afgelope klompie jare is egter bietjie meer persoonlik in ons lewens van toepassing. Ons as volgelinge van Jesus, net soos baie volgelinge reg oor die land in kerke is. En dit vat ons net gou weer terug na die storie van George Smith, wat in Duitsland gebore is en op 16-jarige ouderdom bekeer is tot Christendom in 1726 het hy tot bekering gekom en hy het homself begin voorberei om 'n evangelist te wees vir die Morawiese kerk wat sterk klem gelê het op sending reg oor die wêreld. En hy is eers na Tsjechië toe waar hy vir 6 jaar opgesluit is en gevangenis was, uitgedien het omdat hy private geloofsbijeenkomste gehou het wat in stryd was met die Rooms-Katholieke wette wat in Tsjechië gegeld het op daai stadium. En 2 jaar na sy vrylating het hy Suid-Afrika toe geseil en begin om evangelisasie te doen onder die inheemse Khoi mense. Onder hulle was van die eerste bekeerlinge in ons land. In 1738 trek hy na Genadendal, waar hy die eerste sendingstasie begin op 23 April 1738. En hy stuur 'n brief aan die Morawiese kerk waar hy vir hulle vra aan die hoofkantoor, waar hy vir hulle toestemming vra om hierdie bekeerlinge te doop.
Hy kry toestemming en hy begin hulle doop, waarna die NG Kerk die geldigheid daarvan begin bevraagteken. Hulle begin druk op hom sit, en in Maart 1744 het George Smith sy verantwoordelikhede opgeskort en die land verlaat. Smith het nooit weer teruggekeer Genadendal toe nie. Maar hy het die grondslag gelê vir ons om hier te bly en om te doen wat ons glo Bybels korrek is, sonder om enige kompromie te maak. Dit het tyd gevat, maar ons is deel van 'n Kairos moment in die kerk in ons land. Kairos, the appointed time in the purpose of God, of 'n beduidende draaipunt, kruispunt in die kerk se geskiedenis. Nou, ongelukkig het baie van ons 'n oorgawe gemaak en onsself toegewy aan die ongewone, onvoorspelbare avontuur om 'n volgeling van Jesus te wees, maar toe het ons setlaars geword. Setlaars geword in ons geloof. In plaas daarvan dat ons die stem van die Here voortdurend probeer hoor het, sensitief was om die hele tyd sy stem te hoor en in gehoorsaamheid daarop te reageer, is ons besig om hierdie pelgrimsreis te mis, wat vir elkeen van ons bestem is. Te veel van ons het setlaars geword in ons geloof in plaas van pioniers op weg deur hierdie aardse avontuur. Ons raak gemaklik in ons routines in die lewe en daar's 'n lae vlak van toewyding aan ons goddelike roeping. Min opoffering en ons lewe 'n lae risiko geloofslewe. Selfvoldaan somtyds en somtyds selfs hoogmoedig, geestelik hoogmoedig, terwyl ons aan die ander kant begin kompromie maak in ons geloofslewe. Matteus 9:36 sê, toe hy, dis Jesus, die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry. Platsemao is die woord, sy ingewande het gedraai, toe hy hierdie mense sien, want hulle was moeg en hulpeloos, so skape wat nie 'n wagter het nie. Vers 37-38 sê Jesus, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Daar's verlore mense. Daar's verlore mense daar buite. En hulle het hulp nodig. Hulle het Jesus nodig. Maar ons hou onsself besig met onsself. En in hierdie gedeelte van vandag sien ons dat Jesus die disippels opdrag gegee het om besig te wees met die werk van die koninkryk. En dis toe hulle hierdie geloofsreis begin, hierdie pelgrimsreis, en wat 'n reis was dit nie. Die meeste van ons ken hulle stories. Nie inwoners van die aarde op pad na die hemel nie, maar inwoners van die hemel op pad deur hierdie wêreld. Dis wat 'n pelgrim is. En daar's natuurlik 'n paar dinge wat ons kan leer oor ons roeping in hierdie aardse geloofsreis waarvan elkeen van ons deel is. En in die eerste plek moet ons weet dat Jesus ons roep na hom toe. In die eerste plek. Hy roep ons na homself toe. Hy stuur ons nie uit net om 'n klomp groot en wonderlike en goeie werke te gaan doen nie. Hy roep ons in die eerste plek tot 'n intieme, persoonlike verhouding met hom. Dit behoort ons eerste passie in die lewe te wees. Hy is veronderstel om my en jou identiteit te wees, Jesus. Daar's baie mense wat glo in Jesus, maar hy is nie die middelpunt van hulle lewe nie. Dis eerder ons beroep, of ons besittings, of ons seksualiteit, of ons geld, wat ons identiteit raak en wat ons waardes bepaal.
As ons baie het, dan dink ons is iets werd. En as ons min het, dan dink ons is nou nie iets werd nie. Maar intussen het die meeste van ons maar net ons eerste liefde verlaat. En allerhande kompromieë begin maak, wat ons geloofslewe aanbetref. En wanneer jy jou eerste liefde vir Jesus verloor, dan vul jy 'n ander passie. Word dan in daai eerste plek gesit, as Jesus nie jou eerste plek is nie. Gelowiges mag sê dat hulle Jesus lief het, maar is baie duidelik dat hy nie almal se passie is nie. Iets of iemand anders word jou passie in die lewe. Maar Jesus het die disippels in die eerste plek geroep tot 'n persoonlike verhouding met hom. Want dit is 'n passie wat sal bepaal hoe jy jou lewe gaan leef. Enige passie wat jou passie is, sal bepaal hoe jy jou lewe gaan leef. As Jesus nie jou passie is nie, sal ander dinge jou passie word en jy sal kompromieë begin maak in jou geloofslewe. Jy sal klein toegewingkies begin maak en dit later afmaak as iets wat nie so erg is nie. En later sal jy groter toegewings begin maak. En jy sal later enige een glo as jy nie Jesus persoonlik ken nie. Almal van ons glo sekerlik daarin om gesond te eet. Maar wat jou geloof in 'n gesonde dieet saboteer, is die feit dat jy so groot passie het vir kos. Ons is altyd geneig om so 'n bietjie oor te leun in die rigting van dit wat ons in die geheim die meeste lief het. Jesus het ons nie in die eerste plek geroep tot goeie werke nie. Dis 'n byproduk. Ons liefdesverhouding met hom kom eerste. Hy het ons nie geroep om 'n rein lewe te leef nie, dis 'n byproduk. Hy het ons nie geroep om nie lelik te praat nie, dis 'n byproduk. Hy het ons nie geroep om elke Sondag in die kerk te sit nie, dis 'n byproduk. As ons hom liefhet en lewe soos iemand wat hom liefhet, sal al hierdie dinge van self gebeur en ons sal dit graag wil doen. In die tweede plek moet ons weet dat Jesus almal geroep het. Almal. Het jy al agtergekom wie hy geroep het en wie hy gebruik? Daar was opmerklike verskille en verskeidenheid onder die disippels gewees. Simon Petrus en Andreas en Jakobus en Johannes was almal vissermanne gewees. Matteus of Levi, wat hy ook genoem is, was natuurlik 'n gehate belastinggaarder, nee, hy was 'n tollenaar. En die meeste Jode het hom beskou as 'n dief. Simon die Zeloot was 'n fanatiese godsdienstige en 'n politikus. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, hulle het wispelturige en rowwe persoonlikhede gehad. Dit wat jy gewoonlik sal vind daar in die rugbyklub se kroeg na 'n harde wedstryd. Judas was die enigste disipel wat van Judea afgekom het. En in Handelinge 4 sien ons dat wanneer mense na Petrus en Johannes gekyk het, dan was dit vir hulle duidelik dat dit ongeskoolde manne was. Nie een van die disipels was godsdienstige, korrekte mense nie. Nie een was 'n skrifgeleerde of 'n teoloog nie. Nie een was ryk of 'n gesiene persoon in die gemeenskap nie. Die punt wat ek probeer maak hier is dat Jesus alles wat hy gedoen het intentioneel gedoen het. Hy het 'n rede daarvoor gehad. Hy het doelbewus gekies om verskeidenheid te hê onder sy volgelinge. Mense met verskillende persoonlikhede, verskillende talente, verskillende gawes. Jesus sê vir ons, hy roep almal om hom te volg. Hy sluit niemand uit nie. Hy het nie witbroodjies nie. Hy roep my
En hy roep elkeen van julle. Die punt wat ek maak hier is, dat ons beland baie maklik op 'n plek, wat ons onsself isoleer, omdat ons glo, ek is nie die ou, wat Jesus kan gebruik nie. Maar hy wil ons almal gebruik. In die derde plek roep hy ons tot eenheid. Ten spyte van ons verskille, ten spyte van die diversiteit, en hierdie eenheid is gebaseer op 'n paar dinge, en een daarvan is 'n gemeenskaplike honger. Elke keer wanneer die disippels geroep is om Jesus te volg, het hulle dadelik alles gelos, en hulle het gesien, Jesus se roepstem gesien as 'n geleentheid vir meer. Geleentheid dat daar iets meer in die lewe is. Geestelike avontuur. En hulle het geweet die plek om na meer te soek en om meer te wil hê, is saam met Jesus. As ons verder kyk, as net die disippels, ons kyk na die gemeenskap van daai tyd, die gemeenskappe van mense was regtig honger, geestelik honger, selfs desperaat. Hulle sou skree totdat hulle Jesus se aandag gekry het. Hulle sou 'n dak stukkend breek om by Jesus uit te kom. Hulle sou by formele en private funksies instorm, ongenooid. En dit was die tipe mense wat die Here kan gebruik. Wie se geestelike honger en begeerte vir iets meer, hulle dring om enige iets te doen, om risiko's te neem, en om alles op te gee vir die waarheid en ter wille van Jesus. Wanneer jy by 'n plek kom in jou lewe wat dinge net vir jou te erg raak en jy besef, jy kan nie die lewe doen op jou eie nie, dat jy enige iets sal doen om die Here te verheerlik, dan kan hy ons gebruik. Die tweede plek is eenheid gebaseer op 'n gemeenskaplike verhouding. Ons verhouding met Jesus bepaal nie net ons identiteit nie, maar dit bepaal ook ons verhouding met medegelowiges. Ons verhouding met Jesus is die basis vir ons eenheid onder mekaar. Ons het goeie verhoudings met medegelowiges wat 'n goeie verhouding met Jesus Christus het. 'n groot of 'n klein nagmaalbeker, Engels of 'n Afrikaanse lied, 'n pak klere of 'n jean en tekkies, spreek in tale of nie, dit bepaal nie ons eenheid tussen gelowiges in hierdie gemeente of in ons dorp nie, maar ons verhouding met en ons geloof in Jesus Christus, ons Here. Eenheid in die dorp sal nooit kom deur politieke sentimente of gemeenskaplike sosiale kringe, maar deur ons gemeenskaplike verhouding met Jesus Christus. En dan derdens is eenheid gebaseer op ons gemeenskaplike visie. Lukas 9 vers 1 sien ons Jesus het die 12 bymekaar geroep en aan hulle mag en gesag gegee om alle bose geeste uit te dryf en siekes te genees. Toe het hy hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. Hy het ook gesê in Matteus 10 vers 8, maak siekes gesond, wek dooies op, reinig malaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang. Gee dit ook verniet. Dis waarmee ons moet besig hou. En wanneer ons in eenheid by saamkom, deur die krag van die Heilige Gees, dan is ons in eenheid ten spyte van verskillende aanbiddingstyle, politiek, ras, kultuur, persoonlikhede. Want in Efesiërs 1:19 staan daar, dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, is aan die werk in ons. Is aan die werk in ons.
Elke gelowige het in ons die potensiaal om die wêreld te kan verander. Hoor julle dit? Elkeen van ons het in ons die potensiaal om die wêreld te kan verander. Maak nie saak of jy net graad 10 het en of jy 'n doktersgraad het nie. Jesus gebruik ons nie op grond van ons vermoëns of ons kwalifikasies nie, maar op grond van ons afhanklikheid van hom. Daarom is dit nodig dat ons 'n nuwe mens word in Jesus, en dis hoekom Jesus gesê het, ons moet weer gebore word in Christus. Ons het gesien, hy roep ons na hom toe, in 'n verhouding met hom, persoonlike verhouding met Jesus Christus. Ons het gesien, hy roep almal, geen uitsondering nie. Ons het gesien, hy roep ons tot eenheid. Maar hy roep ons ook tot gemeenskap van gelowiges. 'n Gemeenskap van gelowiges wat natuurlik die liggaam van Christus is, nê. Ons moet die boodskap wees. Die wêreld moet dit kan sien voordat hulle dit kan glo. Een definisie van wat die koninkryk van God is, dis waar die wil en die doelwitte van God aktief uitgeleef word deur hulle wat leef onder God se heerskappy en onder sy autoriteit. Met ander woorde, ons sal die evangelie wees. Ek en jy sal die evangelie wees, die goeie nuus. Voordat mense die goeie nuus glo, sien hulle dit. Disipelskap is 'n reis hier op aarde saam met medegelowiges. En dan laastens moet ons weet dat Jesus ons roep tot 'n nuwe lewe. Ongelukkig is dit waar dat baie mense in kerke sit reg oor die wêreld wat nog nooit wedergebore is nie. Wedergeboorte en nuwe lewe kan net gebeur in Jesus Christus. Daai kruispunt in jou lewe, wanneer jy werklik na die kruis toe kom. Jesus het gesê in Matteus 16 vers 24, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. As jy nie meer verder op jou eie kan nie, en jy sê vir die Here, ek gee nou elke area van my lewe oor aan U. Ons is mos geneig om te sê, Here, ek gee elke area van my lewe oor aan U, net nie my vriende nie. Daai vriende wat so slegte invloed op my het. Here, ek gee elke area van my lewe oor, net nie my whisky nie. Net nie my welis of my onrein lewe nie. Net nie my besittings of my geld nie. En die oomblik wat ons dit nie reg kry nie, om alles aan die Here oor te gee nie, dan begin ons kompromieë maak. As ek dit nie reg kry om rein te lewe nie, kan ek nie 'n Christen aanspreek wat onrein lewe nie. Dan sien ek dit maar net oor. Dan sit okay, ek bly maar net stil. Ek kan nie 'n Christen aanspreek wat weier om vrygewig te wees nie, want ek self maar koester my besittingkies en ek koester my geld en ek hou dit vas. Kan my nie uitspreek oor wat in die Bybel staan as ek nie weet wat in die Bybel staan nie. En wanneer ek en jy volgende week standpunt inneem oor die waarheid van die woord van God, dan doen ons dit nie as gemeente nie, ons doen dit as individue wat in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus lewe. Of as 'n lidmaat van die gemeente wat smag daarna om in 'n verhouding met Jesus Christus te lewe. een lidmaat wat die guns van God soek en nie die guns van mense nie.
Ons kan nie na ons wedergeboorte setlaars word nie. Stagneer op een plek nie. En gelowiges word wat nie die geloofsreise van die lewe aanpak met al die risiko's wat daarmee gepaard gaan nie. Jesus is saam met ons op ons pelgrimsreis. Maar hy kan nie saam met ons wees as ons kies om te doen wat reg is in ons oë nie. En in die wêreld se oë nie. As ons hom weghou van ons af, die heeltyd net so armlengte weghou van ons af, sal hy ons respekteer eendag in die lewe hierna, en hy sal 'n afstand hou van ons af. Hy sal op 'n afstand bly. So ek wil jou bemoedig vandag. Jy gaan saam met medegelowiges volgende Sondag een van die grootste besluite neem as volgeling van Jesus, omdat jy God se guns gaan soek. En wanneer jy jouself op hierdie manier blootstel, in geloof uitstap en 'n risiko neem ter wille van wat Jesus vir my en jou gedoen het, sal die Heilige Gees vrylik in ons kan beweeg, sodat transformasie in en deur ons kan gebeur. Ons moet ten volle kan sterf in onsself, leeg word van onsself, sodat ons vol kan word van die Gees van God, wat ons leer en wat ons lei. Die Heilige Gees gaan nie altyd noodwendig in beheer wees nie, want jy gaan soms ervaar dat jy optree op 'n manier wat wys dat jy in beheer wil wees. Jy wil beheer hê oor 'n sekere situasie. Jy het nog steeds die Heilige Gees in jou, maar jy weerstaan sy leiding. Jy sal agterkom dat jy altyd tyd het vir dit wat vir jou die belangrikste is. En as enigiets belangriker raak as Jesus, dan sal ons altyd kompromieë maak en uitsonderings maak. Die Here wil ons graag transformeer om meer en meer soos Jesus te word, want die wêreld is besig om al hoe minder soos Jesus te word. En die wêreld het nodig om die volgelinge van Jesus raak te sien. En om die hoop wat in hulle leef te sien. En die geloofsrisiko's te sien wat hulle bereid is om te neem. Gaan nie makliker word nie, julle. Moenie dink dat ek myself en die res van die leierskap van hierdie gemeente uitsluit by dit wat die Here vandag met ons oor praat nie. Die feit dat die Here ons gelei het om so sterk standpunt in te neem oor dit waarin ons glo en dit wat ons glo die waarheid is van die woord, beteken nie dat ons lewens altyd onberispelik is nie. Maar dit beteken ons het hom lief bo alles. Dalk sit elkeen van ons vandag hier en ons weet daar's 'n area in my lewe wat ek nog nie totaal oorgegee het aan die Here nie. Disippels was daar vir 'n paar jaar. Maar Jesus sal jou help as jy hom uitnooi om jou te help. Maar wanneer ons aanhou kompromieë maak en uitsonderings maak, is ons voortdurend besig om die vyand in te nooi in ons lewe in. Om meer betrokke te raak in ons lewe, en dis baie gevaarlik. Nooi Jesus vandag in elke area van jou lewe in. Waar trek jy vandag? Is jy nog 'n 15-jarige George Smith wat nog nie gekies het om Jesus Christus te volg nie? Of het jy al, soos wat hy op 16-jarige ouderdom gedoen het, gekies vir Jesus, maar jy sit nog in jou wegspringblokke? Jy het gestagneer. Miskien aanvanklik weggetrek en oor die eerste paar hekkies gegaan, en toe by die 200 meter merk gaan sit. Of kom jy al om die laaste draai en dit voel vir jou bors brand, maar jy weet, jy's voorberei. Jy het jou tree geoefen vir hierdie laaste paar hekkies.
En met Jesus is jy tot alles in staat. Jy gaan nie die draai sny nie, jy gaan in die pelgrim se gebaande weë bly, ten alle koste. Jy gaan volhard tot die einde toe. Want die land het nog nooit 'n 800 meter hekkies atleet gehad nie. En jy weet, jy's 'n pionier. Julle? Op 61, na 54 jaar in die kerk, 48 jaar as wedergebore Christen, 31 jaar as gedoopte met die Heilige Gees, kan ek nie meer dieselfde ou kerkspeletjie speel nie. Niemand van ons kan nie. In geen kerk in die wêreld nie. Elke jaar dieselfde kerkgesprekke oor en oor, terwyl mense elke dag sterf sonder Jesus. Wil jy so aangaan? Kom ons wy dit wat tot ons beskikking is en dit wat ons nog oor het van ons lewe, kom ons wy dit toe aan Jesus en maak die grootste verskil vir hom wat ons kan maak met dit wat tot ons beskikking is. Ons kan nie teruggaan Duitsland toe omdat ons nie bereid is om kompromie te maak nie. Ons kan nie terugdraai nie. Kom ons sak opnuut in daai wegspringblokke van ons wedergeboorte. En ons spring weg met nuwe ywer. En ons maak die wedloop klaar. Al is dit nie in die eerste of die tweede of die derde plek nie. Maar sodat ons Vader, ons Skepper, ons Here kan glimlag op ons pelgrimsreis. Amen.